Wat is demokrasie? Demokrasie is eenvoudig volksregering. Dit beteken eenvoudig dat 'n volk homself regeer. Die volk verkies kandidaate wat 'n regering vorm, en dit is dan die taak van hierdie kandidaate om die belange van die volk te dien en om die volk se wil uit te voer. En wanneer die regering nie meer die belange van die volk dien nie, dan vervang die volk hulle bloot deur 'n ander regering, deur 'n verkiesing. In hoeverre is Suid-Afrika 'n demokrasie? Wel, net in soverre die ou Suid-Afrika 'n demokrasie was. Die enigste verskil tussen die ou en die nuwe Suid-Afrika is nommers, getalle. In die ou Suid-Afrika was dit 'n minderheid, veral die Afrikaner, wat die regering daar gestel het. In die nuwe Suid-Afrika is dit die swart meerderheid wat die regering daar stel. In die ou Suid-Afrika het hulle gesê dis 'n onregverdige land omdat die meerderheid nie hulle self kon regeer nie. Maar dan geld die argument ook vir die nuwe Suid-Afrika. Hier het die minderheid geen insaag in die regering nie. Die minderheid het geen aandeel daarin. Dit is in die praktyk onmoontlik vir die minderheid om te bepaal wie die regering sal wees. Die minderheid, die Afrikaner, het ook geen seggenskap, het nie die moontlikheid om vir die regering te sê nee, wanneer die regering nie meer sy belange dien nie. In die nuwe Suid-Afrika is daar demokrasie, maar daar is nie demokrasie vir almal nie. Daar is nie demokrasie vir die Afrikaner nie. Die ANC-regering is nie die regering van die Afrikaner nie. Die ANC-regering dien nie die belang van die Afrikaner nie. En daar is geen geleentheid vir die Afrikaner. Die Afrikaner het geen mag om vir die ANC nee te sê by die stembus nie. Om elke hoek en draai is die ANC-regering besig om teen die Afrikaner te diskrimineer. Regstellende aksie. 500,000 Afrikaners leef in uiterste armoede in wit plakkerskampe. Die ANC bou nie vir hulle huise nie, verskaf nie aan hulle basiese dienste nie. Die ANC wil die Afrikaner se grond wegvat. Grond wat die Afrikaner en sy voorouers vir jare lank bewerk en opgebou het. Plaasmoorde, hoë misdaadsyfer, moorde op Afrikaners. Wat doen die regering? Die regering stel wapenwette daar wat die Afrikaner ontwapen sodat hy homself nie meer kan beskerm nie. Op die platteland ontbind die ANC-regering die kommandostelsel wat die boere al vir eeue lank suksesvol gebruik om hulle self mee te beskerm. Moordsyfer onder Afrikaner boere is die hoogste ter wêreld. Die polisie diskrimineer openlik teen Afrikaners. Afrikaners word valslik en onwettiglik in hegtenis geneem en in selle gestop, sommer maar net vir die lekker te lyk het my, en daar vind verkrachtings plaas. Daar is gevalle gewees waar hulle vrouens, Afrikaner vrouens, in 'n selle plaas saam met mans. Wel, julle weet wat dan gebeur. Polisie wat Afrikaners vloek en skel, rassistiese uitlatings teenoor hulle maak. Die aanslag op die Afrikaanse taal en kultuur op universiteite en in skole, die vernietiging van Afrikaner simbole, dorpsname, straatsname, dorpe wat deur die Afrikaner gestig is en opgebou is. Die ironie van die saak is dat die Afrikaner nou so waar en wragtig gaan in hierdie regering erken, deur goeie wetsgetroue burgers te wees, wat deelneem aan die politiese stelsel, wat na die stembus toe gaan en maak asof hulle 'n verandering in hierdie land kan maak. Gaan stem vir die DA. Die DA
het die oog op regering. Die enigste manier hoe hulle meer mag kan bekom, is as hulle meer swart steen kan werf. As hulle, met ander woorde, meer opofferings maak, meer toegifte maak, en al hoe minder en minder en minder op die Afrikaner belange kan fokus. Nie dat die DA al ooit wonderlik daar gestaan het vir Afrikaner belange nie. In soverre die ANC-regering nie die Afrikanerse regering is nie, is die Afrikaner eintlik veronderstel om hierdie regering te ontken en te misken, om hierdie regering te ondermyn om elke hoek en draai, in soverre moontlik, in soverre ons durf om dit te doen. Voorbeelde daarvan, moontlikhede, dink aan die belastingbetalersverenigings, wanneer munisipaliteite nie meer hulle werk doen, soos wat die belastingbetalers dink het behoort gedoen te word nie, betaal hulle belasting in 'n trust in, weerhou hulle dit van daardie munisipaliteit en dwing daardie munisipaliteit om dinge te doen soos wat hulle glo dit gedoen behoort te word. BEE, hierdie rassistiese, diskriminerende praktyk waardeur die swartes maar eintlik blankes en dan ook Afrikaners se besighede by hulle steel. En waarom ondersteun die Afrikaner dit deur daarmee saam te speel? Waarom dit nie bloot boikot nie? Indien duisende besighede weier om BEE toe te pas, is die regering magteloos, sal die hele storie misluk. Die regering kan nie duisende besighede toemaak sonder om sy belastingbasis te ondermyn nie. Sport, spanne wat nie op meriete gekies word nie. Die manne sit elke Saterdag en die hele week en kla daaroor, maar dan sal hulle wragtig weer gaan en hierdie sport kyk, na die rugbyvelde toe gaan om dit te ondersteun. Waarom dit nie boikot nie? Waarom nie die televisies afsit, die stadions leeg los nie? Een ding wat ons by die ANC kan leer is om op te staan van wat jy glo jou reg is om te hê. Die ANC het nie gaan lê en hulle gebrek aan demokrasie aanvaar in die ou Suid-Afrika nie. Hulle het opgestaan, geprotesteer, alles in hulle vermoë gedoen om die ou regering te ondermyn. En die Afrikaner het die reg op demokrasie. Maar die Afrikaner staan nie op vir homself nie. Die Afrikaner staan nie saam nie, die Afrikaner protesteer nie. En indien dit so aangaan, is die ontneming van die Afrikanerse demokrasie sy eie skuld. Hoe kan demokrasie vir die Afrikaner uiteindelik daar uitsien? Nou, daar's verskillende moontlikhede. Ek wil nie daarop uitbrei nie, want ek is nie 'n kenner van al die moontlikhede of van enige moontlikheid in besonder nie. Die punt is egter dat indien ons nie daarvoor veg nie, indien ons nie in die eerste plek insien dat ons die reg op demokrasie het nie, gaan ons nooit weer demokrasie smaak nie. So my boodskap in kort is, word wakker, besef dat daar nie vir jou demokrasie is nie. Besef dat jy die reg op demokrasie het, maar besef ook dat jy alleen hierdie reg van jou gaan verwesenlik as jy opstaan, saam staan en iets doen.